Welkom by hierdie week se AMT weervooruitskatting, moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Hierdie week kyk Johan na hoe die korttermyn se weervooruitskattings lyk met die somergraanseisoen wat in sekere plekke al begin het. Dan kyk hy ook oudergewoonte hoe die langertermyn reënvalverwagtinge lyk. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Ja, goeiedag. Ons het in September hierdie jaar 'n bo-gemiddelde reënval gehad oor groot gedeelte van die somerreënvalgebied. So byvoorbeeld in Bloemfontein is dit die eerste keer sedert 1987 waar ons so baie reën in September gekry het. En ook oor redelike groot gedeelte selfs hier in die Noord-Kaap. Nou mens moet seker aanvaar September se gemiddelde reënval is nie baie hoog nie, maar nogtans as ons na die omvang die gebied kyk, kan ons sien dat daar redelike groot gedeeltes is wat bo-gemiddelde reën gekry het. Vir die winterreënvalgebied en die suidelike dele van die Noord-Kaap 'n totaal ander storie. Ons kan sien ondergemiddeld en ook sommer ver ondergemiddeld. As ons sommer 'n voorbeeld vat wat besig is om te gebeur, hierdie was die 6de Oktober, kan ons sien hoe die reën voorgekom het. 'n redelike lang streep reën wat hier van die suide van Namibië oor die Vrystaat tot by KwaZulu-Natal op hierdie spesifieke tydstip voorgekom het en waar dit ook verder ooswaarts beweeg het. Kyk ons na die voorspelling vir hierdie volgende 2 weke. Nou hierdie is van die 8ste tot die 14de Oktober. Kan ons sien dat daar 'n redelike hoeveelheid reën, nog nie verskriklik baie nie. Die donkergroen gedeelte so hier rondom 25 mm kan voorkom, veral oor die oostelike dele van die land, maar ook oor groot gedeeltes tot hier oor die Noord-Kaap, die oostelike dele van Namibië, waar ligte reën kan voorkom. En ons sê ligte reën, daar kan strepe en plekke kan heelwat swaarder reën begin kry. Kyk ons na die week daarna van 15 tot 21 Oktober, skuif dit so bietjie op verder noordwaarts, maar nog heelwat reën. Wat wel belangrik is dat daar aansluiting is tussen die vog wat hier uit die intertropiese konvergensiesone kom hier oor Sentraal-Afrika, Angola en oor Namibië, Botswana suidwaarts beweeg. So 'n tipiese somerreënvalpatroon en nie net sommer sporadiese reën nie. Ons het hierdie afgelope week weer ryp gekry. Gedeeltes begin van Oktober was daar sneeu oor Lesotho en dit lyk nie of die koue verby is nie. Daar's weer 'n frontale stelsel wat hier rondom 15-16 Oktober inbeweeg. 'n Moontlikheid van sneeu oor die Oos-Kaap wat kan beweeg Lesotho se kant toe, so koue toestande nog nie verby nie. Een van die goed wat nou as ons na die langer termyn kyk wat besig is om te gebeur en waarskynlik die groot dryfveer is van reënval hier in September, is wat in die Indiese Oseaan gebeur. As die koeler water hier teen die ooskus van Afrika is en warmer na Australië se kant toe, word dit genoem die negatiewe fase van die Indiese Oseaan dipool. En dit gee ewige of swaar reën oor Suidoos-Asië. Ons het gesien hierdie laaste tyd die oorstromings wat oor groot gedeeltes voorgekom het, en dan ook oor Australië en oor Suidelike Afrika is toestande gunstiger vir reën. As ons na die werklike syfers of na die werklike kaart kyk, hierdie is van 22 tot 28 September, Afrika aan die linkerkant, Australië hier regsonder, kan ons die blou gedeeltes of koeler water sien in die blou sirkel, hier teen Oos-Afrika, en die warmer water meer na Australië, Suidoos-Asië. So 'n tipiese negatiewe fase van die Indiese Oseaan dipool indeks, wat positief is vir reën. As ons na die verloop kyk, bokant die lyn, die rooi is wanneer daar positiewe fase is, en aan die onderkant negatiewe fase. En as ons in die regterkant kyk, hier van omtrent die einde Augustus, die blou gedeeltes, sien ons is in 'n redelike sterk negatiewe fase van die Indiese Oseaan dipool.
En as ons terugkyk hier, einde verlede jaar, begin van hierdie jaar ook, en daar was ook wat nou nie hier aangedui word nie, 'n redelike sterk fase in 2022 wat ook vir ons verantwoordelik was vir redelike goeie reën, natuurlik saam met 'n La Nina daardie tyd. So wat nou gebeur, ons sit in 'n negatiewe fase van die Indiese Oseaan dipoolindeks. Dis positief vir reën. En dan sit ons ook met 'n swak La Nina. As ons kyk na hierdie volgende grafiek, as ons die blou gedeelte aan die onderkant is wanneer dit La Nina is, en ons kan die El Nino sien van 2023-24 wat bo by die rooi lyn uitgekom het, of die rooier gedeelte, maar aan die heel regterkant kan ons sien dat ons hier omtrent Oktober, wat nou nie baie duidelik is nie, het ons oorgegaan en in die La Nina periode of fase in beweeg. So positief dat al twee hierdie indikators goed is vir reën of positief vir reën. Die langtermyn voorspelling vir die La Nina, as ons kyk, die swart lyn is dit wat gebeur het. Ons is nou hier in Oktober, daar waar die klomp lyne begin, en dit is verskillende modelle wat voorspel, en kan ons sien die swart stippellyn is die gemiddeld, en dat ons vir die volgende maand of 2 redelik op hierdie vlakke gaan bly swak La Nina, maar dat ons hier van November, Desember, Januarie by die draaipunt gaan wees. En dit is waarvoor ons bekommerd is tans. Hoe vinnig gaan hierdie draaipunt wees, want dit kan vir ons swakker reënval toestande in die tweede deel van die seisoen gee. Maar dit lyk steeds baie positief vir November, Desember, veral oor die sentrale tot oostelike dele. Maar ons sal maar moet sien, 'n bietjie later, ons voorspellings verfyn vir die tweede deel van die seisoen. So opsommend, bo-gemiddelde reënval vir September, dis lanklaas dat dit voorgekom het. So ons is nog 'n bietjie onseker wat dit kan beteken. Dit is moontlik dat dit die effek van die Indiese Oseaan is, maar dit kan ook wees dat dit 'n trappie verandering aandui, wat ons sal moet gaan kyk in terme van die langer termyn. Nog verdere reën vir die volgende 2 weke oor veral die sentraal tot oostelike dele. Dit lyk steeds positief vir November, Desember vir heelwat reën. Die oorsaak van hierdie reën is hoofsaaklik Indiese Oseaan dipoolindeks wat gunstig is. Die La Nina begin ontwikkel en die kombinasie van La Nina en die Indiese Oseaan is positief vir reën, veral vir die, kom ons sê vir die volgende 2-3 maande. Nog heelwat onsekerheid vir die tweede deel van die seisoen. So ja, dis wat ons vandag te sê het. So lekker boer en mooi bly. Baie dankie Johan, interessant soos gewoonlik. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za, maar ek sit al die skakels na ons sosiale media platforms en WhatsApp groepe ook in die beskrywing onderaan, so maak seker jy gaan na ons WhatsApp groepe toe om al hierdie inligting direk op jou foon ook te kry. Ek is Dr. Johnny van der Merwe, dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week weer.